Kom ons bid so 'n oomblik saam. Mag Here ons nader tot U in gebed. En ons kruip nie of staan nie nader nie, Here. Ons sluit ons oë en ons rig ons gedagtes op U. Dankie dat U alreeds in hierdie eerste deel van ons saamwees op verskillende maniere met ons gees besig was. Here, met vir ons siel kos gegee het. Dankie dat ons U kan loof met woorde wat ons nie normaalweg gebruik nie. Woorde wat ons ken en woorde wat ons aan U toegee en sê, Here, dit is wie U is. Dankie dat U ons kom herinner daaraan dat U ons God is wat ons vergewe. Dankie dat U nie ons sondes toereken nie. Dankie dat U ons vryspreek en ons nuut maak. En dankie Here dat ons kan uitbreek uit 'n sinnelose vasgevang wees onder 'n teerpad van sonde en van skuld en van wat ook al, dat ons kan deurbreek na die sonlig toe. Here, dat U seën in ons kan lewe en dat ons U kan geniet en ons die lewe kan geniet met oorgawe kan leef. Seën ons nou, Here, as ons vir 'n oomblik stil sit om te hoor wat sê U woord. Dankie dat ek in hierdie week kon besig wees met hierdie teks. Dankie vir die wonder van die woord wat altyd nuut en vars met ons besig is. Al het ons die teks al 500 keer gelees, Here, is dit elke keer 'n nuwe ervaring. Mag dit wees vanoggend dat ons hierdie teks vir die eerste keer hoor en dat U met ons nuut praat daaruit. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Nou, dankie Johan, jy kan vir my go live daar druk. Die skrifgedeelte van die dag is Johannes 9 vers 1 tot 41. Die Nuwe Testament teks in ons leesrooster. En is 'n baie interessante teks, is 'n lang teks. Ek gaan nie die hele teks woord vir woord saam met jou lees nie, want is ons nog middagete hier en week 2 het vanmiddag hulle wyksbraai. Johan sal my nie vergewe as ek die wyksbraai uitstel. Johannes hoofstuk 9. Die opskrif is Jesus genees 'n man wat blind gebore is. Dis 'n bekende teks. Toe ek voorberei in die week, toe vat hierdie teks my terug na my vriend, kom ek noem hom Pieter, wat saam in die koshuis was in Bloemfontein in Huisdeef Malherbe, of meer algemeen Malhuis. My gevoel ek is op die regte plek daar. Pieter was 'n ou wat van die Karoo afgekom het, en op 'n stadium het die rapportkoerante in daardie dae het hulle 'n kompetisie gehad vir 'n Toyota Corolla en 'n Toyota Cressida, wat jy albei kon wen. En om een of ander rede het die ding vir Pieter gebyt. En hy het gevoel, hy het vir die Here gesê, hy sal die Corolla vir sy ma gee, en hy sal die Cressida sal hy vat, en hy het baie gebid oor die saak. En hy's 'n ou wat glo in wat hy ervaar. En hy het dit vrymoedigheid geneem om vir sy vriende te sê, manne, ek gaan die Corolla en die Cressida wen. Dit wat in die rapport is, as jy terugblaai van die agterblad af, in die middel is daar groot advertensie. Toyota Corolla, Toyota Cressida. Jong, en die man het met hom die spot gedryf, maar Pieter het vasgebly. Dit in die dag het nader gekom, En een van die ander maats besluit om 'n streep te trek. En bel hom uit 'n ander foon in die koshuis uit. Toe die tikkiebokse. Ek is nog in die dae van tikkiebokse op universiteit gewees. Maar hy het genoeg geld ingegooi dat dit nie klink of hy van 'n tikkieboks af bel nie. En ons hoor Pieter, wat sy van ook al was, gaan nou nie sy van sê nie. Dalk ken jy hom. Telefoon in middelgang. En dis so die week voor die uitslag kom in die koerant. En Pieter hardloop ek het in middelgang gebly. Pieter hardloop in die gang af en hy sê, Jesus, daar's dit nou. Hier is dit nou. En hy antwoord die foon en dis 'n meneer Witherington of Silverton of Codrington of wat ook al van die rapport van nasionale media wat skakel. En hy sê, is jy Pieter so en so? Hy sê, ja, het jy ingeskryf vir die rapport Corolla en Cressida? Ja, nee, hy het ingeskryf. Nou is ons, wat weet, in die gang, neffens die telefoon. Ons is nie sigbaar nie, maar ons luister af. Nee, sê meneer Codrington of Witherington van die rapport, dis vir ons 'n voorreg om vir jou te sê dat jy die Corolla en die Cressida gewen. Ja, skryf Pieter daar by die telefoon. Ons staan in die gang.
En maar meneer Witherington gaan aan. Hy sê jy moet môre in welkom wees om die motors te ontvang. Pieter sê, "Joh, maar welkom. Ek het nie 'n motor nie en jy weet ek is in Bloemfontein. Hoekom nee? As jy dit nie kom haal en welkom nie, dan gee ons dit vir iemand anders." Nee, dis reg, ek sal welkom wees. Ek het 'n vriend. Dis die vriend wat die poets op hom bak. Ek het 'n vriend met 'n kar ek sal hom vra. Wat moet ek aantrek? Ek's 'n student, moet ek 'n PT broek aantrek en 'n rugby trui en plakkies? Nee, formeel. Jou koshuisdrag of 'n pak klere of wat ook al. Nee, is reg. Pieter hardloop in die gang af verby. Dis almal toe die foon neersit, almal weg. Pieter is verby, weg. Hy hardloop na die vriend van hom toe wat van die telefoon af kamer toe hardloop. Op die bed sit en toe hy sit, toe kom Pieter in die ding. "Eers, ek het julle gesê, gaan jy karre wen, julle gesê." En die vriend sê, "Jesus, dis wonderlik en so." En Pieter sê, "Maar hoor ek moet jou vra, kan jy my asseblief môre welkom te vat?" "Nee," sê jy, "Jesus, ek kan nie dit doen nie. Dis hy klas môre en lang storie kort, hulle trek sy siel uit. Hoorie my, ek moet 'n koshuisbaadjie kry. Ek het nie 'n koshuisbaadjie nie. Kan ek by iemand een leen?" "Ja, jy weet, trek sy siel uit. Op die ouene koshuisbaadjie en das." En die volgende oggend toe hulle gereed is om welkom toe te ry, toe kom hierdie vriend van hom, ek sal ook sy naam nie noem nie, hy's 'n beroemde skoolhoof. Kom die vriend na hom toe en sê, "Goeiemôre, ek is meneer Witherington of whatever." Nou dit het byna 'n geveg afgegee. Maar wat dit wel afgegee het is maande se spottery. Met Pieter wat so gelowig, oortuig, wat ook al was. As hy by die teekant gekom het, dan het iemand ergens gesê Toyota. En dan het hy maar sy teen gegooi en geloop. Meer later oor Pieter. Hierdie lang teks wat ek nie vandag alles gaan lees nie, is 'n verhaal van Jesus wat 'n man wat blind gebore is, sy oë genees. Dis 'n klomp lekker landmyne in die teks. Ek gaan probeer om net so een of twee wat ons gaan help in die boodskap net uit te praat. Miskien net gou vir jou wys, Johan, jy kan pyltjie druk daar. Hierso is 6 tonele in hoofstuk 1 tot 1 of in vers 1 tot 41. Die eerste toneel is die inleidende toneel. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Dis vers 1. Sy disippels vra hom toe, "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se?" En Jesus antwoord, "Dit is nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werk wat God doen in hom gesien sal kan word." So daar's mos 'n bietjie van 'n inleiding. Hoe het Jesus daar gekom? Wie het aanleiding gegee daartoe dat hy met die man 'n gesprek voer? Die disippels het vir hom daaroor gevra. Hy sê, "Solank as dit nog dag is, moet julle die werk doen van hom wat my gestuur het." En nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond. In die ou Israel was die tradisie of die idee dat spoeg help met boosheid. Hulle het dit later uit die ding uitgesny omdat dit baie met towery in verband gebring is. En hy maak 'n bietjie grond, maak 'n bietjie klei, bietjie modder aan, dis smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, "Gaan was jou in die Siloam bad." Dit beteken die een wat gestuur is. So net in die inleiding is hier 'n paar brandnekels of 'n paar belangrike goed. Die bad Siloam is die Hebreëse woord wat sê die een wat gestuur is. Wat 'n direkte verwysing is na wie met hom nou deel. Ek is deur God gestuur om sy werk te doen. Gaan was jou in die bad wat se naam is, die een wat gestuur is. Die bietjie van 'n teologiese issue of brandpunt wat ons hier het, is Jesus se woorde in vers 2. Die disippels vra, "Hoekom is hy blind? Is dit sy of sy ouers se sonde?" Dis die ding waar ons altyd klei trap, wat ons vir mense sê, "Ja, die Here gaan jou straf." En die disippels se koppe het ook so gewerk. En Jesus sê, "Nee. Hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word." Hier is ons weer by vertaling en my rondkrappery in die Grieks. Die Griekse woord wat hier gebruik word is die woord hina.
wat meestal vertaal word met sodat, wat 'n doel aandui. Hy is blind sodat die werke van God aan hom kan sien kan word. So die vraag wat ons dan altyd vra, maar hoe wreed is God dan nou, dat hy nou hierdie ou blind maak, dat hy sy hele lewe lank blind is, hy bedel op straat, en, net sodat hy nou kan kom en sy oë kan genees. En as mense so 'n bietjie in die teks grawe, na verskillende vertalings toe, en nou kyk so 'n bietjie wat in die Grieks aan die gang is, dan kan dit ook beteken gevolg, en nie doel nie. Met ander woorde, hy is nie blind, sodat God 'n wonderwerk kan doen nie. God doen 'n wonderwerk, omdat hy blind is. So laat ons nie vasgevang raak in die gedagte, maar, wat het ek gedoen, dat God my dan gaan blind maak. So, wat Jesus daar sê, because of his blindness, you will see God perform a miracle for him. Dis 'n Engelse vertaling. Omdat. Hy is blind, en daarom gaan ons nou God se wonderwerk sien. So dis die eerste toneel. Die tweede toneel is as hy terugkom by die huis. Nou as hy by die huis terugkom, is daar moeilikheid. Kan jy dit oorvertel? Sy bure, vers 8, die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Hulle het hom nie herken nie. Belangrike punt. Hulle het hom nie herken nie. Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oor dan reggekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom. Ek weet nie, was sy antwoord. By die huis, is daar moeilikheid. Hoe is dit nou dat jy sien? Wie het jou genees? Waar is die ou wat jou genees het? Wat is sy naam? Waar is hy? Ons het nou vreemde reaksie, nee? Mense by jou ouerhuis kom en by jou vriende en jy kan sien en jy wil vir hulle sê, ouens, ek kan sien. Dis nie wonderlik nie. Sê hulle, hey, wie het dit gedoen? Waar is die man? Laat ons hom gaan regsien of uitsorteer. Derde toneel, ons vat ons sommer nou na die gesag toe, na die leierskap toe. Daarna die mense, die man wat eers blind was, na die Fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het. Godsdienstigheid. Godsdienstigheid speel 'n rol. Die Fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het geantwoord, en nou kan ek al sien, man, Jesus het klei op my oë gesit, en ek het my gewas, en nou sien ek het hom nou al 'n bietjie verkort, van die eerste een af. Eerste een het hy gesê, nee, ek was daar, en toe het Jesus gekom, klei op my oë gesit, en hy het my dit gesê, en dus ek nou sien hy, dit bring moeilikheid, nou vat hy hom korter. Jesus het my klei aangesit, ek het my gaan was, nou sien ek. Party van die Fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God af nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie. Hierdie ou wat hierdie genesing gedoen het, hy's 'n towenaar of een of ander ding. Hy is nie van God af nie. Dis vir ons verdag. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is sulke wonderwerke doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. Hy is 'n profeet, het hy geantwoord. Die Jode het nie geglo dat die man wat blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep en vir hulle gevra het. Ok, nou is ons by die gemeenskap, by sy eie familie. Dit bly al hoe meer verdag. Ek sien die moeilikheid nou by die kerkraad. Ek kan sien, Jesus het my genees. Kerkraad sê nee, hierdie is nie kosher nie. Dit werk nie so nie. Daai man is nie lekker nie. En ons het 'n probleem. Let op dat niemand nog tot nou toe gesê het, is dit nie wonderlik dat jy kan sien nie. Kom jy dit agter? En by sy ouers, daarso by vers 18 tot 23,
en vir hulle gevra, is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Lees tussen die lyne, dis as die politici praat. Hierdie man, julle het beweer hy is blind gebore. Het hy al nou vir hoeveel jaar op die plein gesit en gebedel sonder dat hy blind was dalk? Het julle dalk 'n leuen vertel? Hoe sien hy dan nou? Pa en ma, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself. Hy's oud genoeg, hy kan vir homself praat. Pa en ma, soos daai jury in Amerika in die hof, by moeilike hofsaak, toe die regter vra, has the jury reached a verdict? Mr. Chairman, bestaan die chairman op met sy brief en hy sê, yes, your honor, we the jury have decided not to get involved. We've decided not to get involved. Pa en ma sê, ja, dis ons seun, ja, maar hoe hy nou sien, weet ons nie, vra maar eerder vir hom, want ons sal nie betrek nie. Want hulle sien die moeilikheid. Hier is moeilikheid, hier is mense wat perre opsaal om ergens te kom. Wat gebeur in vers 24 tot 34? Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, gee die eer aan God. Ons weet hierdie man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek was blind en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou oë gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al vertel en julle het nie geluister nie. Nou kan jy agterkom, hy begin ook nou so 'n bietjie krapperig raak, nê? Ek het mos nou al vir julle gesê, wat wil julle nou aanhou? Julle wil tog nie ook die disippels van hom word nie. Wil julle disippels word van Jesus, is dit hoekom julle so uitvra? Hap so 'n bietjie. Toe skel hulle hom uit en sê, jy is 'n disipel van hom. Ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom. Dis daarom snaaks, sê die man. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van iemand blindgebore is genees het nie. As hierdie man nie van God is nie, sou hy niks kon doen nie. En die uitspraak van die gemeenskap, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en wil jy vir ons gaan staan en leer? En hulle het hom uitgeban. Met ander woorde, uit die gemeenskap uitgegooi. Sê, jy kan nie, jy bly nie meer hier nie, jy eet nie meer hier nie, jy kom hier nie, ons wil nie sien nie. Die Amish in Amerika praat van dat hulle iemand shun. Hulle ignoreer hom. Waar in die storie, terug by Jesus. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat. En die man antwoord, ek glo, Here. En hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom om die mense voor 'n beslissing te stel, sodat die wat nie sien nie, kan sien. Hier kom die punt. En sodat die wat sien, nou blind kan word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie so skuldig gewees het nie, maar nou sê julle, ons sien. Daarom is ons skuldig. Omdat hierdie man blind is, gaan ons die wonder van God in sy lewe sien. Verandering wat deur God gebring word, bring, die Engelse woord is disruption. Dit bring verskeurdheid, dit bring konflik, dit bring verskuiwing. Verandering wat deur God gebring word, bring verskuiwing. Hierdie man het 'n genesingswonder gehad. Sy vriende herken hom nie. Hulle het hulle mind
opgemaak oor hom. Hulle het besluit wie hy is. En dit is wie hy sal wees, dit is wie hy vir altyd sal wees. En omdat hulle geweet het, hy's 'n blinde man wat by die straat sit en hy's daar en hulle ignoreer hom eintlik, niks met hom te doen nie, kon hulle hom nie erken toe hy opstaan en loop en by hulle kom en sien nie. Ek wonder hoeveel keer is dit ook my en jou gewoonte, dat ons mense tipeer op grond van hulle tekortkominge, hulle sonde, hulle uitdagings, hulle swakhede, hulle gewoontetjies, hulle sukses, hulle mislukking. Jesus sê vir die fariseërs, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Ons kan sien, maar ons kyk vas in ons eie idee. Maar ons doen dit nie net met ander nie. Ons doen dit ook met onsself. Ons kyk ook na onsself met die vooropgestelde idees wat ons geleer het oor onsself. Ons laat toe dat foute wat ons gemaak het en sonde wat ons gedoen het en mislukkings wat ons beleef het, teleurstellings, ons idee oor onsself beïnvloed. En ons dink oor onsself op 'n manier wat nie is hoe God na ons kyk nie. Ek het my enetjie aanskuif, Johan. Hoe kyk jy na jouself? Kyk jy na jouself in 'n stukkende spieël wat opgemors is met jou foute en jou tekortkominge en jou neus wat te lank is en jou oorgewig en jou onvermoë en die feit dat jy nie 'n prefek was nie en jou pa het nie 'n skaap vir die skool gegee nie en jy het in sub A kon jy nie die hoofrol speel in die tableau nie. Ons dra hierdie goed saam met ons. En ons kyk na onsself op 'n manier waardeur ons onsself beroof. Dis die tema van die dag. Waar ons onsself beroof van ons God gegewe lewe. Die enigste persoon in hierdie teks wat dit nie doen nie, is die blinde man. Almal rondom hom sê ook vir hom, hoeveel van ons loop met dit wat mense vir ons gesê het, ergens in die geskiedenis, soos my kindseevrou wat vir my gesê het in standaard 3, toe ek vir haar 'n prentjie gaan wys wat ek geteken het van bomme en oorloë, seentjies teken so, hulle teken nie kleure nie, hulle teken beweging, dogtertjies teken goed wat stil staan en dis vol kleur, seentjies teken net een kleur en dis beweging. En ek het missiele in vliegtye, in tanks en alles, en my kindseevrou sê vir my in standaard 3, jy moenie goed teken wat moeiliker is as wat jy kan self, wat bo jou vermoë is. Ek onthou al woorde uit my kop uit. Hoeveel van ons loop met dit? Dat ons onsself nie sien soos God ons sien. Miskien die eerste gedagte wat jy net so 'n bietjie aan kan kou. Hoe beroof ek myself? As ek na myself kyk. As ek getuig oor wie God is, getuig ek tweedehands. Dis 'n fascinerende verhaal hierdie van hoe die man se getuienis inkrimp en hoe hy dan oopbars en sê, as hierdie man nie van God is nie, sou hy my nie, maar ons bly by ingekrimpte lewens wat nooit ontkiem het nie. 'n Tweede gedagte, dankie Johan. Volgende prentjie is, hoe raak dit ander se persepsies oor jou? Hoe raak mense se goed wat hulle sê oor jou en dink oor jou, hoe raak dit jou? Hierdie man se ouers, hulle laat hom in die steek, nê? Een ding wat jy dan wil hê is dat jou ouers dan kan sê, ons kan met oortuiging sê, ons kind is eerlik, en hy kon nie sien vandat hy klein was nie, en ons staan vir hom in, en julle moet deur my gaan, as julle met my seun 'n ding wil doen, hierdie beskuldigings wat julle aan hom toedig, nee,
Hoor jy, nee, wat ons ding is, ons weet daarom hy was blind geweest, maar hoor jy, ons wil nie betrokke raak nie. Ons praat maar eerder met hom. Hy weet beter. Ons gaan een kant staan. Een ding wat my kinders kan weet, my dogters, is die leeu in my word wakker as hulle benadeel of vals beskuldig word. Hulle moet my terughou. En jy's ook so, pa. Jy's ook so. Maas is ook so. Die tierwyfie word wakker. Die naels kom uit. Hierdie ouers is net niks. Hulle het net niks. Hulle speel veilig. Hulle plaas hulle self in 'n afstand van hom af. Hoe beïnvloed dit jou? As jy agterkom, maar mense reageer nie op my getuienis of my menswees, my Godgegewe identiteit, soos ek wens hulle moet nie. Kruip jy terug in jou dop? Praat jy al hoe minder? Word jou liggie al hoe flouer? Ons kan allerlei beelde gebruik. Miskien is dit iets om oor na te dink. Hoe raak ander se persepsies jou? Hoeveel invloed het ander mense se identiteitstoesegging aan jou? Hulle 'n plakkaatjie wat hulle aan jou hang. Hoeveel beïnvloed dit jou? Hoeveel dink jy daaroor voordat jy jou hand opsteek ergens en iets sê? Hoekom is die tweede grootste vrees van die mensdom om in die openbaar te praat? Daarom dink hulle dominees is verskriklik dapper om voor mense te praat. Dit is nie dapper nie. My broek bewe al van gisteraand af. Want ons is blootgestel aan mense se kritiek. Of kan jy na die plek toe gaan van genesing en sê, maar ek sien. Kan julle nie sien wat ek sien nie? God het my vrygemaak. Hy het my nuut gemaak. Ek kom meld myself aan. 'n Derde ding wat ek dink nodig is om dalk vir 'n oomblik oor na te dink. Dankie Johan. Wat dra jy saam met jou wat Jesus al verwyder het? Ons het vanoggend deur Dawid se Psalm 51 gewerk in ons skuldbelydenis en ons voorbemoediging, ons vryspraak en ons vreugde van ons verlossing. Dawid, ten spyte van sy geweldige sonde en swakheid en oortredings, is die stamvader van Jesus. En in die familie van Jesus is daar 'n prostituut. In Jesus se disippels is daar egosentriese jong manne, jong volwasse manne wat dink aan mag en gesag en hulle het hom beraai en hoeveel dra jy saam wat onnodig is? Wat jy toelaat om jou identiteit te verwring? Omdat iemand iets ergens gesê het, omdat jy ergens iets beleef het, ergens het jy verwerping ervaar. Ek het in die eerste deel van my bediening baie met jong mense gewerk. En dan sit 'n seun voor my, 16, 17 jaar oud, en dan sê hy vir my, oom, my pa het my verwerp. Ek sê, hoekom het jy so swak in die wiskunde begin doen? As jy nie emosioneel gesond is nie, kan jy nie somme doen. Nee, my pa het my verwerp en hy kom ondersteun nie my sport en hy's nêrens. En dan is die punt waar ons uitgekom het is, tot wanneer gaan jy jou pa die reg gee om jou lewe op te mors? Tot wanneer? Dan begin ek gewoonlik 30. Is 30 'n goeie ouderdom? Sê die Jesus oom, dis al baie lank, op 30 is ek al oud. Nee, op 30 oud nie, los dit. Okay, wat 21, dan sê mos nou nee, Jesus oom is nog ver. Ek sê okay, as jy matriek geskryf het, 18. Daai storie kom na vanmiddag toe. Hy kom na nou toe. Want jy besluit daaroor. Jy besluit daaroor. Dat hierdie kettinge wat die Here Jesus losgemaak het. Ek is seker die Here kyk soms na ons in ons wroeginge en hy draai na Jesus en sê, ek kan nie, wat is aan die gang met hierdie kind van my wat so worstel? Ek sien hy's depressief en hartseer en dinge. Wat is dit? Wat is daar aan die gang? Ek weet nie hoekom hy so is nie. Want wat sê die teks? Dat hy ons sondes en ons oortredinge van ons verwyder, sover as wat die ooste van die weste verwyder is. God vergeet. Maar jy onthou. En hierdie man is vir my, hy's vir my 'n rolmodel. En Jesus kom terug na hom toe, soos Jesus vandag na jou toe kom in die teks.
Jesus het gehoor dat hierdie man kry die wind van voor. En hy kom terug na hom toe. Jy kan my enetjie aanskuif, Johan. En hy kom vra, jy weet nou ek het jou genees en jy weet nou ek het jou verlos en jy weet ek het jou nuut gemaak. Weet jy wie ek is? En die man het nog nie geweet nie. En Jesus sê, ek is die een wat God gestuur het om die wêreld te verlos. Glo jy in my? En die man sê, ek glo. En dit word 'n lesie vir die godsdienstige blinde siendes. Julle dink wat julle sien, is wat julle sien. Maar julle kyk deur 'n spieël en 'n raaisel. Want julle kyk vas in julle eie idees van hoe goed moet wees. Jesus nooi ons vandag. Hy nooi ons om te lewe. Nie net oorlewing nie. Nie net suffer met al die goed wat jy nou maar saam met jou dra nie, want dis nou maar hoe dit is en ek moet maar nou daarmee leef. Dit is presies maar my storie. Nee, Johannes 10 vers 10. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in volheid. Niemand net oorlewing nie. Niemand net sukkel elke dag nie. Niemand net vasbyt nie. Niemand net deurkom nie. Niemand net 'n halwe lewe dat ek aan die einde van my lewe kom en sê ek het niks hieraan nie. Maar 'n lewe wat gegrond is in Christus. 'n Lewe waarin ek myself nie beroof van God se identiteit nie. 'n Lewe waar ek met vrymoedigheid kan sê, maar ek sien. En die weerstand en die ongemak en die disrupsie, verstoring wat dit veroorsaak, ek verstaan dit, want dit is God wat dit doen, nie ek nie. En hoe ek soos Jesus ook kan sê aan die kruis, terwyl die grootste verstoring van alle tye met hom gebeur. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat mense oor my dink en sê, het 100% van die tyd te doen met hulle self en niks met my nie. Ma en pa, bang vir moeilikheid. Fariseërs, mag, godsdienstigheid. Vriende en familie, dis weird. Ons wil nie 'n weird bier bly. Ons nie hierdie goed hê nie. Niks met hom te doen nie. Niemand sê, jy kan sien nie. Hulle praat dit uit hulle self uit. Uit hulle self uit. O, Pieter. Pieter is vandag 'n baie suksesvolle sakeman. Hy was in Pretoria, as ek bevoorreg dat hy ook 'n gemeentelid was. Ons het goeie vriende geword. Hy is nie 'n liggelowige glo enige iets naïewe ou nie, inteendeel. Hy het in 'n baie moeilike deel van die sakeryk het hy sy plek gevind en hy het 'n groot besigheid. Hy is 'n diep gelowige volgeling van Jesus. Hy was een van ons kleinkerkleiers in COVID. Ek het hom met vrymoedigheid gebel en gesê, Pieter, sal jy en jou vrou 'n kleinkerkleier wees en 40 mense op julle rekening vat? Hy het gesê, ek doen dit graag. Pieter het 'n lewensgevaarlike kroniese siektetoestand wat met sy bloed te doen het, waarvoor hy daagliks medikasie gebruik. Maar ten spyte daarvan is hy 'n kranige veldfiets jaar, is nie 'n ryer nie, 'n jaag. En 'n bergfietsryer wat al van die verste bergfietsressies in die land aangepak het. Pieter is gelukkig getroud en hy het 2 great seuns wat albei hulle eie rigting ingeslaan het. Weg van pa af. Die een is op die bote kaptein, besig om 'n kaptein te word, en die ander een doen iets anders. Wat as Pieter in 1986 die stories van sy vriende geglo het? Wat as hy die spot van sy vriende geglo het en gesê het, maar ek moet nie gou vir dit wat ek glo nie. Genadiglik het hy nie. En vandag kom Here Jesus na my en jou toe en sê, ja, ek ken al die stories en ek weet jy's, maar is die uitnodiging. Kom ek sluit af met die Afrikaanse vertaling van Amazing Grace. Genade onbeskryflik groot. Het 'n laaste versie gehad in die rooi jeugsangmindel.
wat hulle nou gelos het. Want hy is nog nie so kosher nie. Hy is nog nie so kalvinisties en gereformeerd nie. Hier is die woorde. En jy, o maat, daar in kant weg, lyk of jy honger ly, kom na die Vader, kom maak reg, genade maak weer vry. Weet hoe om net so te sit. Wanneer hulle gaan vir ons lei in die lied wat ons aan die begin gesing het. Die potjie wat op die lied is, in die agtergrond is 'n kintsugi potjie, 'n Japaneese kuns wat hulle gebreekte pottery of wat kosbaar is en dit laat regmaak met goud inlegsels. Die waarde van die pot wat gebreek het, word deur die regmaakproses vermenigvuldig. En die potjie is 'n kintsugi stuk. Stuk in 'n potjie wat reggemaak is met goud. Pour yourself like precious gold into what is broken. Dis God se gebed aan die Here. Take those pieces, make me all beauty still unfolding. Ons sit net so, kom ons sing saam as jy kan. Pour yourself like precious gold into what is broken. Take these pieces, make me whole, beauty still unfolding. Even in my wounds I see, Jesus, you've been good to me. Scars of gold, how you hold my heart together. So your threads of faithfulness deep into my story. May my life be broken, blessed, shimmering with glory. Even in my wounds I see, Jesus, you've been good to me. Scars of gold, how you hold my heart together. Through your tears I hear you pray, let this cup be taken, yet you drink it anyway, though your hands are shaken. Even in your wounds I see, Jesus, you've been good to me. Scars of gold, how you
Here, ons bid hierdie gebed in hierdie oomblik, sodat ons kan vry uitgaan en kan lewe. Amen.